Hallo Matrix, die einde-eksamen is hier en ons almal weet, die Koue Oorlog is 'n groot stuk van vraestel 1. Maar moenie stres nie. Vandag breek ons alles af. Presies wat jy moet weet en, nog belangriker, hoe jy jou antwoorde moet bou om daardie toppunte te kry. Reg? Kom ons spring weg. Hier is hy nou. Dis die groot vraag. Hierdie is die kernvraag direk uit die KBV-kurrikulum. Elke liewe ding wat jy oor die Koue Oorlog leer, elke bron wat jy ontlees, elke opstel wat jy skryf, alles kom terug na hierdie een idee. En ons gaan vandag vir jou die padkaart gee om hierdie vraag met selfvertroue aan te pak. Goed, hier is ons plan van aksie. Ons begin by die basiese definisies, die fondasie. Dan kyk ons na hoe die oorlog eintlik geveg is. Daarna duik ons in Afrika se rol en hierdie is krities vir jou eksamen. En heel laaste wys ons jou hoe om al hierdie kennis te vat en dit in 'n briljante opstel te omskep. Kom ons begin. Reg, kom ons begin by die begin. Dis jou vlak 1 kennis. Dink hieraan as die boublokke. Jy moet hierdie feite op jou vingers ken voor jy kan begin om die dieper vrae te antwoord. Hierdie is die wat. So, die eerste, mees ooglopende vraag, hoekom noem ons dit 'n koue oorlog? Die antwoord lê in een woord, kernwapens. Beide die FSA en die Sowjetunie het geweet dat as hulle mekaar direk aanvat in 'n warm oorlog, jy weet met soldate en bomme op mekaar se grondgebied, dit sou lei tot absolute, totale wêreldwye vernietiging. Hierdie vrees, hierdie angs, dis wat die oorlog koud gehou het. En wie was die groot spelers? Wel, in die een hoek het jy die Verenigde State en sy bondgenote gehad, die Westerse blok. Hulle vlag was die van kapitalisme en demokrasie. En in die ander hoek, die Sowjetunie en sy satellietstate, die Oosterse blok, wat gebou is op die idees van kommunisme en eenpartyregering. Hierdie was nie net 'n stryd om grondgebied nie. Dit was 'n diep, diep stryd van ideologieë. Om sin te maak van enige storie, het jy 'n tydlyn nodig. Die konflik skop af net na die Tweede Wêreldoorlog, so om en by 1947. Dit bereik 'n ongelooflike gevaarlike punt in 1962 met die Kubaanse missielkrisis. Die wêreld het letterlik sy asem opgehou. Deur die 70's sien ons hoe die konflik veral deur ander lande geveg word. En dan, die einde, die Berlynse muur wat val in 89 is die groot simbool wat lei tot die finale ineenstorting van die Sowjetunie in 1991. Hierdie is die raamwerk vir jou opstel. Goed, so as hulle nie direk op mekaar geskiet het nie, hoe presies het hierdie oorlog dan gewerk? Waar was die gevegte? Hierdie afdeling kyk na die metodes, die indirekte slagvelde waar die Koue Oorlog eintlik beslis is. Nou, hierdie is 'n fascinerende konsep. Dit word wedersyds versekerde vernietiging genoem, of in Engels Mutually Assured Destruction. Die afkorting is MAD. En dit was presies dit. Mal. Die logika was, as ek jou aanval, weet ek jy gaan my terug aanval en ons albei sal heeltemal vernietig word. Dit klink gek, maar ironies genoeg is dit hierdie einste logika wat 'n derde wêreldoorlog gekeer het. Die vrees het 'n vreemde gespanne balans geskep. So, omdat 'n direkte oorlog van die tafel was, het die geveg na ander arenas verskuif. Eerstens, en baie belangrik, was daar die gevolgmagtige oorloë. Dit is waar die VSA en die USSR nie direk teen mekaar geveg het nie, maar eerder opponerende kante in ander lande se oorloë, soos in Vietnam of Angola, ondersteun het met geld en wapens. Dan was daar natuurlik spionage en propaganda, die stryd om mense se harte en gedagtes te wen. En natuurlik die wapenwedloop, die ruimtewedloop om tegnologiese spierkrag te wys. En ja, selfs sport soos die Olimpiese spele het 'n ideologiese slagveld geword. Goed, Matrix. Luister nou mooi. Vir ons hier in Suid-Afrika is hierdie die deel waar jy regtig met ore spits. Die KBV-kurrikulum plaas 'n reuse klem op hoe die Koue Oorlog in Afrika afgespeel het, veral omdat dit gebeur het net toe baie Afrikaanse lande onafhanklik geword het. Dink daaraan. Soos Afrika lande hul vryheid van koloniale heerskappy gekry het, het die FSA en die USSR onmiddellik 'n geleentheid gesien. Hulle het ingespring met aanbiedinge van geld, wapens en ondersteuning, maar dit was nooit gratis nie. Die doel was altyd om bondgenote te kry, om toegang tot hulpbronne te verseker en natuurlik om te keer dat die ander kant 'n vaste plek kry. Afrika het, in wese, 'n deurslaggewende skaakbord in hierdie globale spel geword. En die kurrikulum maak dit vir jou nog makliker. Jy sal dit in 'n handboeke sien. Dit sê, fokus op 2 sleutelgevalle studies, die Kongo en Angola.
As jy kan verduidelik hoe die inmenging van die VSA en die USSR die burgeroorlog in hierdie twee lande aangevuur en vir jare verleng het, dan is jy reeds halfpad na 'n fantastiese punt. Fantasties, jy het nou al die feite. Maar nou kom die deel wat 'n goeie antwoord van 'n uitstekende antwoord skei. Hoe omskep jy daardie feite in 'n opstel wat regtig die eksaminator beïndruk? Dit gaan alles oor struktuur en dieper denke. Jou eksamen vra van jou om op 3 verskillende vlakke te dink. Vlak 1 is die wat-vraag, basiese feite. Vlak 2 is die hoe-vraag, verduidelik hoe prosesse gewerk het, maar die toppunte, die lê in vlak 3. Dit is die waarom en die in watter mate vraag. Dis waar jy verskillende bronne en sienings opweeg en jou eie goed ondersteunde argument bou. Dis waar jy debatteer oor wie nou eintlik die skuld moet dra vir die Koue Oorlog. Elke goeie geskiedenisopstel volg hierdie resep. Jou inleiding is soos 'n padkaart. Jy vertel die leser presies waarheen jou pad is met jou argument. Jou liggaamsparagrawe is die reis self, waar elke paragraaf 1 punt bewys met konkrete, spesifieke bewyse. En jou gevolgtrekking, dis waar jy alles netjies bymekaar bring en sê, ek het bewys wat ek aan die begin gesê het. Onthou, daar is punte op die spel net vir struktuur. As jy net een ding van vandag onthou, laat dit hierdie wees. In geskiedenis beteken jou opinie absoluut niks sonder bewyse nie. Jy kan nie net sê, ek dink die VSA was die skurk nie. Jy moet sê, die VSA se beleid van indamming, soos gesien in die Truman-leerstelling en die Marshallplan, dui daarop dat, sien jy die verskil? Bewyse, bewyse, bewyse. Dis alles wat tel. En ek los julle met hierdie gedagte. Terwyl julle leer, dink 'n bietjie hieroor. Is hierdie stryd tussen groot wêreldmoondhede, hierdie geveg vir invloed, die gebruik van propaganda, is dit regtig iets van die verlede of het die Koue Oorlog dalk net van vorm verander? Baie sterkte met die voorbereiding, gaan wys hulle wat in jou steek.